Welkom en geseënde Sabbat. Ek is so bly julle gaan nog 'n storie saam met my luister. Vandag is die storie wat ek graag met julle wil deel, lesie nommer 9. En die titel is Ontbyt saam met die kraaie. Ons geheelteksvers kom uit Jesaja 41 vers 10 en dit sê: Ek is die Here jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Jesaja 41 vers 10. Die boodskap is: God ken my behoeftes en hy gee om vir my. Het jy al ooit voëls dopgehou wat eet? Wat eet hulle? As God vir jou sou sê dat voëls vir jou gaan kos bring, wat sou jy verwag? Voëlsaad, wurms, miskien vrugte? Baie lank gelede het voëls vir God geluister en vir 'n man kos gebring. Elia se voëlstorie is nie wat jy verwag nie. Lang gelede het die wrede koning Agab die land van Israel regeer. Agab het meer sonde gedoen in die oë van die Here as enige ander koning. Koning Agab en sy koningin Jezebel het afgode aanbid. Hulle het die hele Israel mislei om ook afgode te aanbid. Hulle het die mense aangemoedig om God se gebooie te verontagsaam. Jezebel en die profete van Baal het die Here se profete doodgemaak. God het 'n profeet gehad met die naam Elia. Hy was 'n Tispiet uit die land van Gilead, aan die ander kant van die Jordaanrivier. Elia het God gedien en ander geleer om hom te aanbid. God was bekommerd oor die afgodsaanbidding wat hy in die land gesien het en hy het geweet dat dit boosheid aangemoedig het in Israel. Die priesters van Baal het die mense geleer dat Baal die reën in die dou gestuur het. Hulle het geglo dat Baal ook die riviere en strome beheer. Elia het geweet dat dit God was wat die natuur beheer het en nie Baal nie. God het Elia gevra om 'n boodskap na koning Agab te neem. Elia het geweet dat Agab nie 'n boodskap van God wou hoor nie. Hy het ook geweet dat die paleiswagte hom sou erken as 'n profeet van God. Hulle sou probeer om hom in hegtenis te neem. Hulle sou hom dalk oorgee aan Jezebel en haar bose Baalpriesters. Maar ten spyte van die gevare het Elia nie gehuiwer nie. Hy het na Samaria gegaan en sonder om by die wagte te stop, reguit in die paleis ingestap. Hy het reguit na die koning gestap en God se boodskap oorgedra. So seker is wat die Here leef, die God van Israel, en wie se diens ek staan, daar sal vir die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê, het Elia gesê. Hy het vinnig omgedraai en weggestap. Elia was nie alleen toe hy na Agab gestap het nie. Sonder die Here se beskerming sou die wagte hom sekerlik gestop en doodgemaak het. God was saam met hom toe hy daarin is. En God was saam met hom toe hy daaruit is. Gaan hier vandaan af, ooswaarts, en versteek jou in Kritspruit, het God vir Elia gesê. Jy kan water uit die spruit drink, en ek sal die kraaie beveel om daar vir jou te sorg. En dis presies wat gebeur het. Elia het 'n veilige, stil plekkie gekry teen die heuwel by die spruit. Elke oggend en elke aand het die voëls vir Elia kos gebring. Vir baie maande het Elia water uit die spruitjie gedrink. Solank as wat die riviertjie geloop het, het hy water gehad om te drink. Elia het veilig gevoel terwyl God vir hom gesorg het. Elke keer wanneer die kraaie kos gebring het, het Elia geweet dat God aan hom die geskenk van lewe gee. Elia het geweet dat sy lewe kosbaar was in God se oë.